Ons praat vanmôre oor die derde studie in die boekie. En sy titel is Doodveroordeelde verklaar man salig. En dis Lukas 23 vers 39 tot 46. En ek wil julle regtig aanmoedig om hierdie 'n studie te gaan doen, nie net om te luister na wat dis my interpretasie van dis wat by my vasgeslaan het, dis wat die Here my hart wakker gemaak het. Maar ek wil met elkeen van julle wil ek regtig aanmoedig om hierdie ding te gaan studeer, want dit het goed vir my oopgegaan. So ek praat vanmôre oor die man in die middel. Nou, lank gelede was daar hierdie baie goeie koning gewees. Hy was so 'n goeie koning gewees want hy was liefdevol, maar hy was so liefdevol soos hy was hy regverdig. Kyk, maar niemand in sy land het ooit tekort gehad aan enigiets nie, want hy was liefdevol. Mense het hom gevolg, want hy was regverdig. So rukkie in, kom sy tesourier na hom toe en hy sê, koning, daar word goud gesteel uit jou troonkamer uit. Hy sê, okay, hoeveel goud praat ons hiervan? Nou, Fanny, hoeveel goud praat ons hiervan? Nee, 10 stukke. Omdat hy regverdig is, maak hy 'n dekreet en hy sê, okay, as ons die vang, 10 houe op die rug. Lekker. Maandag gaan verby en die tesourier kom terug na die koning toe en hy sê, koning, daar is nog goud gesteel. Hy sê, hoeveel? 40 stukke. Hy sê, okay, omdat hy regverdig is, moet ons natuurlik die straf aanpas. 40 houe is doodstraf, maar maak dit 39. Maak dit 39 houe. As ons die skelm vang. So gaan dit aan. Nog 'n paar maande gaan verby en hierdie arme tesourier is moedeloos toe by die koning aankom. Hy sê, daar is weer goud gesteel. Sê hoeveel? Nee, 100 stukke. 100 stukke goud is gaan. Okay. Pas dit aan. Doodstraf. So kom dit uit dat dit die koning se eie dogter is wat die goud gesteel het. En die mense begin murmureer. Gaan hy haar vryspreek? Maar hoe is hy dan regverdig? Die ander klomp sê hy gaan haar laat doodmaak. Maar hoe is hy dan liefdevol? So die mense het nie lekker geweet wat gaan gebeur nie, wat gaan die koning doen? Maar sonde het plaasgevind. Sy dekreet is gemaak, die prys is vasgestel. Sy is skuldig bevind. Nou, ek moes mooi gaan kyk wat is die woord vir hierdie persoon in Afrikaans. 'n Executioner is 'n laksman. Wys julle waar kom ek vandaan, laksman? So word sy vasgeboei. Die hele koninkryk, almal staan. Sy is op pad na die laksman se tafel toe. Lê haar bo die tafel. Laksman het haar hemp oop. Om haar te slaan vir wat sy gedoen het, en soos wat hy sy hand oplig om die eerste hout te gee, spring die koning op van sy troon op en hy sê, stop. Stop! Mense is vervaarlik, wat gaan nou gebeur? In stilte stap hierdie koning af. En waar sy dogter is. Hy haal sy kleed af. Vou homself bo haar. Kyk na die laksman en sê, slaan haar. Die laksman kyk na hom en sê, Shimal, koning, daar is nie 'n manier wat ek haar kan slaan sonder om by u uit te kom nie. Hy klou haar net stywer vas. Kyk terug na die laksman en sê met autoriteit, slaan haar. So val daai koning 40 houe op sy rug. Hy is dood daar. Maar sy dogter is vrygespreek. Dis wat hierdie man vir ons gedoen het.
Ek hoop julle vind waarde in die boodskap vandag. Kom ons lees saam uit Lukas 23 uit. Vers 33 sê, en toe hulle op die plek kom wat die hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en lot daaroor verwerp. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het 'n duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur. En die son het verduister, en die voorhangsel van die tempel het mildeur geskeer. En Jesus het met groot stem uitgeroep, en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit sê, blaas hy sy laaste asem uit. Tja. Die oomblik wat Jesus teen die kruis vasgeslaan is, bid hy vir die mense wat hom gekruisig het. Kom julle dit agter? Wat was sy eerste woorde toe hy vasgeslaan is? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Trek dit deur na vandag toe. Vader, vergewe vir Esteban, want hy weet nie wat hy doen nie. Vader, vergewe vir Kotie, sy weet nie wat sy doen nie. Vader, vergewe vir Shamaine, sy weet nie wat sy doen nie. Maak dit persoonlik. Jee. Sjoe. Hy het vrygewiglik die volle prys wat ek moes betaal. Vir my sonde daai dag in die kruis. Ten volle betaal. Jesus is gekruisig langs 2 sondaars. Ekskuus. Misdadiger, kwaaddoeners, soos wat julle gelees het. Van die ander vertaling sê diewe, dit hang regtig af van die vertaling wat jy gebruik. Maar die punt is, hulle was skuldig aan iets. Hulle het iets gedoen, en as jy mooi gaan kyk, vers 32 sê, en hulle is saam met hom weggeneem om tereggestel te word. Jo, okay. Kruisiging is 'n manier om jou tereg te stel. En maak nie saak hoe jy dit lees nie, punt is hulle was skuldig. En dit wys jou ook hoe die evangelie vandag toe nog 'n impak op jou lewe gaan hê. Want daar gaan twee tipe uitwerkinge gaan met jou gebeur. Die een man sê vir hom, as jy die Christus is, verlos jouself en ons ook. Gee my 'n teken. Kyk, jy gaan definitief, ek praat nou van die tipe mense hierso wat sal gaan en sê, soos wat ek in die week gehoor het, ek moet sondig, want anders is hy verniet gekruisig. Wat? Wat? Nee. Dis die I don't care. Ek gee nie om wat jou evangelie vir my doen nie. Ek wil nie luister nie. My hart is so hard, ek gee nie om nie. En dan kry jy natuurlik, en ek praat van groot respek baie moderne Christene, wat eintlik maar nog steeds vandag ook dieselfde doen. Nou, bear with me. Ek weet, is nou nie 'n Superman hemp nie, maar dis my kruishemp. My vergelyking is eintlik Clark Kent en Superman. Deur die week is ek Clark Kent. Op 'n Sondag Jesus is met jou. Jesus is goed.
Maar deur die week, daar kom stukkies deur. Ek bid vir jou. Jesus is met julle. Wat se tipe Christen is jy? Dan kry jy die ander ou wat gegaan het en gesê het, I understand the assignment without understanding the assignment. Hoe het hierdie man dit reg gekry om te verstaan dat dit is dieselfde omstandighede met verskillende uitwerkings? Hoe het hy dit reg gekry om te hoor dat Jesus vir hom gaan sê, voorwaar ek sê vir jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe het hy dit reg gekry? Was hy gedoop? Dan 'n groot kerk behoort. Amazing omgee groep gehad. Baie geld, baie 10 in geld gesteel, so. Nee, dit is 'n grappie, ek weet nie. Hy was skuldig, dis die punt. Die punt is, maak nie saak hoe oulik dit is nie. Net 4 woorde gebruik. Dink aan my Here. Ek kan eintlik maar sê amen en ons kan huis toe gaan. Hy het letterlik deur 'n gebed wat Jesus doen, besef. Ek wil deel in daai rustigheid en daai kalmheid om mense te kan vryspreek, om vir mense te kan bid wat my aan die kruis vasgemaak het. Die man in die middel. Nou soos ek vroeër genoem het, ons is besig met studie 3 en ek het van die punte gebruik vanmôre waarby ek baie graag wil stil staan. Die dringendheid van geloof. Nou, hierdie manne langs Jesus het 'n voordeel gehad wat ek en jy bitter min in ons lewe gaan kry. Hulle het geweet hulle gaan doodgaan. Hulle het dalk nie presies geweet die minuut nie. Maar om gekruisig te wees was death sentence. Jy het geweet jy gaan doodgaan aan daai kruis. Hulle het tyd gehad. Punt is, as ons gebore is, word ons almal gebore met dieselfde eind destination. One-way kaartjie hel toe. Tensy ons, soos wat hy skryf in Judas vers 23, uit die hel uitgeruk word. Deur die evangelie van Jesus Christus. Sê gou vir my hande op. Wie glo jy verdien die hel? Nee. Ek gaan dit bietjie beter stel. Wie verdien jy behoort in die hel? Die Here moet jou daar sit. Mens is so dankbaar vir Jesus Christus wat gekruisig is om te betaal vir daai sonde. Okay. Die man langs Jesus het geweet hy is skuldig. Hy het geweet hy verdien wat om te kom. Hy sê, vrees jy nie ook God nie? Vrees jy God ook nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is nie. Vers 41. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Besef jy nie dat daar enige tyd iets met jou kan gebeur nie? Besef jy nie hoe dringend dit is om reg te maak met hom nie? Dink. Ja, as jy gaan kyk wat sê Matthew hier, dink hy som dit eintlik so mooi op. Hy sê it is certain that true repentance is never too late. But it is as certain that late repentance is seldom true. Niemand kan verseker wees dat hulle voordat hulle doodgaan belydenis kan doen. Maar ons kan definitief verseker wees, jy en ek wat hier sit, dat ons nie dieselfde kans gaan hê wat die ou aan die kruis gehad het nie.
I don't know when. I don't know how. I just know it's time to get right with God. Efesiërs 1 vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van misdade na die rykdom van sy genade. Baie duur losgekoop. Baie duur losgekoop. Was so goed soos Jesus het net daar vir die Romeinse soldate gesê, al hierdie man af. Ek het hom regverdig, salig en onskuldig verklaar. Maar aangesien daar 'n prys vereis word vir wat hy gedoen het, alsty, ek sal betaal. Hy het dit gedoen vir jou en my. Sjoe. Ja. Verlossing kom deur genade. Verlossing is uit genade en deur geloof. Paulus het baie ink gebruik om hierdie punt baie duidelik te maak. En veral aan die jong kerke wat gestig is net na Jesus se hemelvaart. Maar om dit te verstaan, om die briewe te begin verstaan en te verstaan, hoekom het hy soveel ink gebruik om te sê, deur dade gaan jy nie in die hemel kom nie. Moet jy verstaan, ons moet so 'n bietjie geskiedkundig gaan kyk wat het gebeur. Geskiedkundig en wat in hulle kultuur. Ek meen soos 'n Suid-Afrikaner kan nie braai met kole nie, dit moet uit wees. Daar moet boerewors eers gebraai word, ek weet nie hoekom nie. En net een ou mag aan die hoender raak. So mens moet konteks verstaan. So om te verstaan hoekom hierdie ouens die geskenk wat Jesus vir hulle verniet gegee het, die ewige lewe, hulle het heavy gegrappel met daai ene. Kan dit nie verstaan nie. Hoekom? Want as ek vir jou 'n geskenk gegee het in daai tyd, dan was jy onderplig om vir my iets terug te gee. En dit moes van dieselfde waarde of meer wees, want anders was jy op neergekyk. Okay. Maar meer as dit was deel van hulle geloof. Want hoe mooier my offer, en hoe groter my offer, hoe meer gaan die Here van my hou. Look at me, ek is so oulik. Dis die probleem, is dit los heeltemal te veel plek vir. Sê dit? My. Dit los te veel plek vir. Dankie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Hoekom? Want dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Wow. Powerful stuff. Wil jy terugvat na die man aan die kruis, wat langs Jesus gehang het. Toe hy vir hom met sy 4 woorde, dink aan my Here, het hy vir hom gesê, hoe? Het hy vir hom gesê, wanneer? Hoe gereeld? Gesê, nee Here, ek weet ek is skuldig, al is ek net 'n gedagte. As u in u koninkryk kom, is dit vir my genoeg. Besef julle dit? Al is ek net 'n gedagte by my koning, is dit genoeg. Tjoh, elke geloof onder hierdie son vereis, en dit insluitend afstammelinge van Christendom af, vereis dat jy moet werke doen. Hoe meer jy doen, hopelik as jy doodgaan, dan kry jy redding. Stupid. Maar dis hoe dit werk. Hulle glo legitimately, hoe meer jy werk en hoe beter jy doen en hoe meer jy doen, gaan hopelik dan eendag gered word. Yes, maar die probleem is, dan lê die klem ons op my. Hoe oulik ek is, wat ek reg gedoen het terwyl ek op aarde was. Jy los heeltemal te veel plek vir jou eie ego om in te klim. En kyk gou wat sê Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig.
En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Begin dit nou 'n bietjie meer sin maak. Raak ontslaaf van jouself. It's not about you. Dan kyk jy dit vir ons baie mooi daar so in rooi gehighlight. Dit is die gawe van God. Juis om jou uit die vergelyking uit te haal. Ek wil eerder werke doen. Hoor mooi wat ek nou sê, jy kan directly quote me on this one. Ek wil eerder werke doen, omdat hy my gered het. As ek wil werke doen om gered te word. Ek wil hom deur hoe ek lewe, wys hoe dankbaar ek is, vir die prys wat daai man vir my betaal het. Stem julle saam? Ek gaan nie werke doen om gered te word nie. Ek wil wys hoe dankbaar ek is met wat ek doen. Vra jouself, wil jy nou hier sit? Kyk net op jou laaste paar dae terug. Wys jou aksies dat jy die Here se hart soek. Jesus gebruik as 'n voorbeeld. Dat jy soos die ander man sy hand soek. Ja, dit is nooit te laat nie. As ek dink aan hierdie punt, dan dink ek aan, nou, kyk as jy my omgee groep is, dan gaan jy weet, as ek praat van Lukas 15, seker my gunstelinge in die hele Bybel. Ek love Lukas 15. Maar nie die skapie ene vanmôre nie. Ek gaan oor die verlore seun. Die vergelyking van die verlore seun is vir my een van die mooiste stukke in die Bybel, want dit gee vir jou die Here se hart. Dit wys jou baie is. Ons almal het al iets verkeerd gedoen in jou lewe. Ons almal het al sonde gepleeg. Ons almal het 'n verlede. Kan jy nou imagine? Die laaitjie het nagmerries oor wat aangaan in sy omstandighede. En hy is besig met passie, ek gaan terug mars na my pa toe, maar nie om vir hom te vertel wat om te doen nie. Inteendeel, ek sal so laag gaan, ek is laat as 'n slaaf en dis okay. Ek het opgetoffie, maar ek is jammer. Nou stap hierdie man besig om te werk aan sy onverskoning. Want ek moet iets van my pa kan sê. En hy is besig om, ek kan net imagine, die man's op 'n mission. Papa, ek is jammer vir dit. Ek is jammer ek het dit gedoen. Ek is jammer ek het jou geld gemors. Sonder dat hy eers besef dat sy pa klaar op pad na hom toe is. Gehardloop, kom. En toe hy by hom kom, oop arms om hom gooi en vir hom sê welkom tuis. My seun is lewendig. Ek weet nie van julle nie, nou my pa, as hy agter my aan moes hardloop, met oop arms, dan was dit definitief nie om my pak slaag te gee nie. Want as hy agter jou aan hardloop met oop arms om jou te omhels, dan het hy jou klaar vergewe vir dit wat jy dink. Ja, is dit nie amazing om te dink dis hoe die Here se hart werk nie? Dalk sit jy vanoggend hierso en jy dink daar's iets in jou lewe wat jy gedoen het wat jy nie kan bely nie. Iets wat so erg is dat die Here jou nie kan vergewe nie. En ek wil vanmôre vir jou sê nonsens. Johannes 3 vers 16. Een van die mooiste stukke in die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag gaan hê. Amen. Ek het hom vir Engels, ek het Engelse mense verwag. Ek sien. Okay. My English is very delicious. It's more deliciouser.
Julle, ek wil net vir julle nog een ding wys. Kyk gous wat sê Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. We were his enemy before, yet he still died for me. Dis hoe groot God is. Dis hoe lief hy jou gehad het. Almal. Niks wat jy ooit in jou lewe al gedoen het, diskwalifiseer of kan jou diskwalifiseer van sy liefde af nie. Hoor jy dit? Aanvaar jy dit? Because he's going to chase you down. Hierdie belydenis wat ek van praat, gaan nie oor die regte woorde, die regte volgorde. Het gaan oor twee goed, geregtigheid en opregtigheid en eerlikheid. Dis al wat hy soek. Opregtheid en eerlikheid. Hy ken jou hart. En daardeur kon hierdie man homself met 4 woorde gered kry. Without even knowing. Here, dink aan my. Ons gaan nooit die kans hê om langs Jesus te kan wees soos wat sy mense was. Of om te hoor praat, soos wat hulle het nie. Jesus, ek kan nie wag vir die hemel nie. Ek het so baie vrae. Maar ons gaan nooit daai voorreg hê nie. Wat ons nou het is die woord. Maar net soos die seun kan ek vir jou vandag sê, draai terug. Draai terug want jou pa is op pad na jou toe, hy hardloop met sy oop arms. Maak nie saak hoe groot jy dink dit is, of hoe lelik jy dink dit is nie. Los dit vir hom. Want hy kan en wil jou vergewe. Sjoe, gee dit net vir hom. Tjoe. Erken sonde en soek genade. Ek het die week gehoor iemand sê dat ons lewe nie meer in 'n tyd van offers nie. En as ek sê iemand het dit gesê, dan praat ek van, ek neem aan wat net 'n predikant kan wees, besig om met mense soos julle te praat. En sy punt was dat Jesus se kruisiging is nie die enigste manier hemel toe nie. Wat? Kom weer? Nee, ons lewe nie meer in 'n tyd van offers nie, daar's baie maniere. Baie maniere hemel toe. Okay. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek dink, close my case, Your Honor. Ek dink ek gaan die argument wen. As een manier hemel toe, deur Jesus Christus. Nou, daar's paar dingetjies, daar's 4 dinge wat ek vir julle wil noem. En ek weet dit want ek moes met my pa delibereer hieroor. Maar ek weet baie mense wil hulle in 'n volgorde plaas. Luister mooi, dit is nie die klem of die punt vir môre nie. Okay? Ons kan, na die tyd kan julle met my kom praat oor die volgorde, dis nie, ek het hulle in geen spesifieke volgorde gesit nie. Maar daar's 4 goed wat vir my uitgestaan het hierso. As ons net daai stuk gaan lees, 41 tot 43, wat sê, ons regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net daai 3 verse. As ons na dit gaan kyk, dan haal ek gou die volgende uit. Jy moet onder sonde oortuiging kom. Jy moet weet, daar's iets in jou lewe verkeerd. As ek nou vir julle vra, steek gou vir my hande op, om te sê, jy sonde om te bely, en daar's iemand wat nie hulle hand gaan opsteek nie, maybe that's the sin you need to be confessing. Dankie, Boeta. So.
Jy moet oortuig wees dat jy of sonde het of sondig is van natuur. Dis hoe dit is. Kyk wat het die man in vers 41. Ons nog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar dat niks verkeerds gedoen nie. I know I'm guilty. I know he's not. Dan, sondebelydenis. Jy moet dit bely. Jy moet regmaak met hom. Jy moet dit vir hom gee. Kyk, ek gooi so vers 42. Guys, imagine in 3 vers hoe jy gered word. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in die koninkryk kom. Confess my sins. Here, vergewe my. Dit gaan nie oor hoe oulik jou gebed is nie. Dit gaan oor jou gesindheid. Die waarheid van jou hart, want hy sien reg deur jou. Just want to tell you that today. Die Here sien reg deur jou. Don't be fake. Mean it. Dan is dit versoening. Nou, hier gebruik ek Romeine 5 vers 10, want om dit te verstaan moet ek vir julle almal sê, nie sy uit disippels het geweet wat hier gebeur nie. Volgens hulle en die res van die wêreld wat die kruisiging gesien het, was dit net 'n wrede dood. Romeine 5 vers 10 sê vir ons, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons in hom versoen is. Amen. Tja. Dan kom die belangrikste enetjie. Vryspraak. Is nie vir my meer belangrik as die res nie, ek dink net baie mense sukkel om hierdie te aanvaar. Maar ons sit nou al hoeveel keer by 'n gebedsgeleentheid. Vryspraak mense sukkel om dit aanvaar. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lees gou weer vir my, saam met my. My kinders, die kids wat nou saam met my in die jeug is, kan amper hierdie vers nou al vir jou toe oorlees. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan, ja, julle kom. Ek weet dit is 'n lang naweek, nê, maar ons is nie lui mense hierso vanmôre nie. Daar is geen vir die wat in Christus Jesus is nie. Nie die vlees nie. Ons wandel nie meer oor die vlees nie, maar oor die gees. Kan jy gou weer vra? Wat 'n veroordeling is daar vir jou? Watter? Ja, ek is bly julle het geluister vanmôre. En dit is regtig vir my indrukwekkend dat ons met 3 verse uit Lukas uit saligmaking kan kry. So kom ek julle weer gaan aanmoedig om regtig 'n studie te gaan maak van hierdie stukkie wat julle gehoor het vanmôre. Dit is verniet. Maar jy moet dit vat. So duur betaal. Kan jy besef, dit was ek wat aan die kruis moes hang. En Jesus kom en sê, dis okay. Slaan haar. I'll take it. Ek het hulle so lief. Ek wil afsluit. Ons wonderlike Vader in die hemel. Al wat ek vanmôre kan doen is na U toe kom en sê dankie. Dankie dat U vlees geword het. Dankie dat U bereid was om dood te gaan vir my sonde. En dankie dat ons dit kan aanvaar. Dankie dat U dit moontlik gemaak het om by U hart uit te kom. Dankie Here, meer as dit dat U voorhangsel geskeur het. Sodat ek enige tyd, op enige manier na U toe kan kom. En U aanbid. Hoe groot en amazing U is. Ontvang nou die liefdevolle genade van ons Jesus Christus,
die wonderlike liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap wat in ons leef van die Heilige Gees by ons wees tot in ewigheid. Amen.